Dankie julle, ons gaan aan met 2 kronieke vanaf hoofstuk 25. Amasia, koning van Juda, oorwin die Edomiete, maar verval in afgoderry en word deur Joas, koning van Israel, oorwin en sy dood. 25 jaar oud het Amasia koning geword en hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Joadadan van Jerusalem. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Hemelse Vader, maar nie met 'n volkome hart nie. En toe die koninklike mag in sy besit was, het hy sy dienaars, die moordenaars van sy vader, die koning, gedood. Hulle kinders ewenwel het hy nie gedood nie, maar gedoen soos geskrywe is in die wet in die boek van Moses. Waar die Hemelse Vader dit beveel het, die vaders moet nie vir die kinders sterwe nie, en die kinders moet nie vir die vaders sterwe nie, maar hulle moet elkeen vir sy eie sonde sterwe. En Amasia het Juda bymekaar laat kom en hulle opgestel volgens die families, volgens die owerstes oor 1000 en volgens die owerstes oor 100, die hele Juda en Benjamin. En hy het hulle gemonster van 20 jaar oud en daarbo en bevind dat hulle 300.000 uitgesoektes was, wat op kommando moes uittrek, wat spies en skild hanteer. Ook het hy uit Israel 100.000 dapper helde vir 100 talente silwer gehuur. Toe kom daar 'n man van God na hom en sê, O koning, laat die kommando van Israel nie saam met u gaan nie, want die Hemelse Vader is nie met Israel nie, met al die kinders van Efraim nie. Maar gaan u alleen, tree moedig op in die geveg. God sal u laat val voor die vyand, want by God is krag om te help of te laat val. Maar Amasia sê aan die man van God, en wat moet ek met die 100 talente gemaak word, wat ek aan die troepe van Israel gegee het? En die man van God antwoord, die Hemelse Vader kan u baie meer gee as dit. Toe het Amasia hulle afgesonder, naamlik die troepe wat uit Efraim na gekom het, om na hulle woonplek te trek, maar hulle het baie kwaad geword vir Juda, en teruggegaan na hulle woonplek in gloeiende toorn. Maar Amasia het moed geskep en sy manskappe aangevoer, en die Soutdal ingetrek, en die kinders van Seir 10.000 verslaan. En 10.000 het die kinders van Juda lewendig as gevangenes weggevoer, en hulle op die top van die kraans gebring, en hulle voor die top van die kraans afgegooi, sodat hulle almal verpletter is. Maar die manskappe van die troepe wat Amasia laat teruggaan het, om nie saam met hom in die oorlog te trek nie, het 'n plundertog onderneem in die stede van Juda, van Samaria af tot by Bet-Horon, en 3.000 van hulle verslaan en baie byt geroof. En nadat Amasia tuis gekom het van die verslaan van die Edomiete, het hy die gode van die kinders van Seir gebring en hulle vir hom as gode opgestel en hom voor hulle neergebuig en vir hulle offerrook laat opgaan. Toe ontvlam die toorn van die Hemelse Vader teen Amasia, en hy stuur 'n profeet na hom en die het vir hom gesê, waarom soek u gode van die volk wat hulle eie volk nie uit die hand gered het nie? En terwyl hy met hom spreek, sê hy vir hom, het ons jou as raadgewer van die koning aangestel? Hou op, waarom sal hulle jou doodmaak? Toe hou die profeet op en sê, ek merk dat God besluit het om u te vernietig, omdat u gedoen het en nie na my raad geluister het nie. En Amasia, die koning van Juda, het na raadpleging gestuur na Joas, die seun van Joas, die seun van Jehu, die koning van Israel, om te sê, kom, laat ons mekaar se aangesigte sien. Maar Joas, die koning van Israel, het Amasia, die koning van Juda, dit laat weet. Die distel wat op die Libanon is,
het die seder wat op die Libanon is, laat weet, gee jou dogter aan my seun as vrou. Maar die diere van die veld wat op die Libanon is, het verbygegaan en die destel vertrap. U dink u het die Edomite verslaan, daarom is u hart hoogmoedig, om eer te verwerwe. Bly nou tuis, waarom wil u in die ongeluk stort, sodat u sou val en Juda saam met u? Maar Amasia het nie geluister nie, want dit was van God beskik om hulle uit te lewer, omdat hulle die gode van Edom gesoek het. Toe trek Joas, die koning van Israel, op, en hulle het mekaar se aangesigte gesien, hy en Amasia, die koning van Juda, by Bet-Shemesh, wat aan Juda behoort. En Juda is voor Israel verslaan, en hulle het gevlug, elkeen na sy tente toe. En Joas, die koning van Israel, het Amasia, die koning van Juda, die seun van Joas, die seun van Joas, by Bet-Shemesh gevang en hom na Jerusalem gebring, en 411 van die muur van Jerusalem afgebreek, van die Efraimspoort af tot by die hoekpoort. En hy het al die goud en die silwer geneem en al die voorwerpe wat in die huis van God by Obed-Edom te vinde was, en die skatte van die huis van die koning en ook die gijslaars en omgedraai na Samaria toe. En Amasia, die seun van Joas, die koning van Juda, het na die dood van Joas, die seun van Joas, die koning van Israel, 15 jaar gelewe. En die verdere geskiedenis van Amasia, die vroeër en die latere, kyk, is dit nie beskrywe in die boek van die konings van Juda en Israel nie, en van die tyd af het Amasia van die hemelse Vader afvallig geword, het hulle 'n samewerking teen hom gesmee in Jerusalem, sodat hy na Lagis gevlug het. Maar hulle het agter hom aangestuur na Lagis en hom daar gedood. En hulle het hom op 'n perd vervoer en hom by sy vaders begrawe in die stad van Dawid. Tot sover. Hoofstuk 26. Usia se voorspoedige regering oor Juda. Hy word met die melaatsheid gestraf weens ontheiliging van die tempel en sy dood. Toe het die hele volk van Juda Usia geneem wat toe 16 jaar oud was en hom koning gemaak in die plek van sy vader Amasia. Hy het Elot gebou en weer aan Juda teruggebring nadat die koning met sy vaders ontslaap het. 16 jaar was Usia oud toe hy koning geword het en hy het 52 jaar in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Jecholja van Jerusalem. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die hemelse Vader en net soos sy vader Amasia gedoen het. En hy het God gedurig gesoek in die dae van Sagaria, wat onderrig gegee het in die vrees van God. En in die dae dat hy die hemelse Vader gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. En hy het uitgetrek en teen die Filistyne geveg, en die muur van Gat en die muur van Jabne en die muur van Asdod afgebreek en stede gebou by Asdod onder die Filistyne. En God het hom gehelp teen die Filistyne en teen die Arabiere wat in Girbal gewoon het, en teen die Meuniete. Ook die Ammoniete het aan Usia belasting betaal, en sy roem is verbrei tot by die ingang na Egipte, want hy was uitermate magtig. Verder het Usia torings gebou in Jerusalem, by die hoekpoort en by die dalpoort en by die winkelhaak, en hy het hulle versterk. Hy het ook in die woestyn torings gebou en baie putte uitgekap, want hy het baie vee gehad in die laafveld, sowel as in die gelykveld, landbouers en wynboere op die berge en in die tuingronde, want hy was 'n liefhebber van die landbou. Verder het Usia 'n leer gehad wat oorlog kon voer, wat in afdelings op kommando moes uittrek volgens die getal van hulle monstering, deur Joël die skrywer en Masia die
opsigter onder leiding van Anania, een van die owerstes van die koning. Die hele getal van die familiehoofde van die dapper helde was 2600. En onder hulle bevel was 'n leermag van 307.500, wat met volle krag oorlog kon voer om die koning te help teen die vyand. En Usia het vir die hele komando skilde aangeskaf, en spiese en helms en panser en boë en slingerstene. Ook het hy in Jerusalem oorlogswerktuie gemaak en uitvindings van kunstenaar wat op torings en op hoeke moes staan om met pyle en groot klippe te skiet. En sy roem was verbrei, want hy is wonderbaar gehelp totdat hy sterk geword het. Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen het en ontrou gehandel het teen die Hemelse Vader sy God, want hy het die tempel van die Hemelse Vader gegaan om die offerrook te laat opgaan op die reukaltaar. Maar die priester Asaria het hom gevolg en 80 priesters van die Hemelse Vader, flikse manne, saam met hom, en teen koning Usia opgetree en aan hom gesê: dit kom u nie toe, Usia, om vir die Hemelse Vader offerrook te laat opgaan nie, maar aan die priesters seuns van Aaron, want wat geheilig is om te offer, gaan uit die heiligdom uit, want u het ontrou gehandel, en dit sal u van die kant van die Hemelse Vader God nie tot eer strek nie. Maar Usia het woedend geword, en terwyl hy met die wierookpan in sy hand woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit, en voor die oë van die priesters in die huis van die Hemelse Vader, langs die reukaltaar. Toe Asaria, die hoofpriester, en al die priesters na hom kyk, en sien hoe hy melaats was aan sy voorhoof, het hulle hom gou daarvandaan weggedrywe, en hy het ook self gou gemaak om weg te kom, want die Hemelse Vader het hom aangetas. En koning Usia was melaats tot die dag van sy dood, toe, en hy het in die afgesonderde huis as 'n melaatse gewoon, want hy was van die huis van die Hemelse Vader uitgesluit, en sy seun Jotam, wat oor die paleis van die koning was, het die volk van die land teruggeregeer. En die verdere geskiedenis van Usia, die vroeëre en die latere, het die profeet Jesaja, die seun van Amos, beskrywe. En Usia het ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe by sy vaders op die begrafplaas van die konings, want hulle het gesê, hy is melaats, en sy seun Jotam het in sy plek koning geword. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 27. Jotam, koning van Juda. Jotam was 25 jaar oud toe hy koning geword het, en 16 jaar het hy in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Jerusa, die dogter van Sadok. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Hemelse Vader, net soos sy vader Usia gedoen het. Alleenlik het hy nie in die tempel van die Hemelse Vader ingegaan nie, en die volk het nog verderflik gehandel. Hy het die boonste poort van die huis van die Hemelse Vader gebou, en aan die muur van die heuwel het hy baie gebou. Verder het hy stede gebou op die gebergte van Juda, en in die bosse het hy forte en torings gebou. Ook het hy oorlog gevoer teen die koning van die kinders van Ammon, en hulle oorwin, sodat die kinders van Ammon hom in die jaar 100 talente silwer en 10.000 kor koring en 10.000 kor gars gegee het. Dit het die kinders van Ammon vir hom ook in die 2de en 3de jaar gelewer. En Jotam het magtig geword, want hy het sy weë gerig voor die aangesig van die Hemelse Vader, sy God. En die verdere geskiedenis van Jotam en al sy oorloë en sy ondernemings, kyk, dit is beskrywe in die boek van die konings van Israel en Juda. Hy was 25 jaar oud toe hy koning geword het, en 16 jaar het hy in Jerusalem geregeer. En Jotam het ontslaap met sy vaders,
en hy is begrawe in die stad van Dawid, en sy seun Agas het in sy plek koning geword. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 28. Agas, koning van Juda, sy afgoderry en sy rampe. Agas was 20 jaar oud toe hy koning geword het, en 16 jaar het hy in Jerusalem geregeer, en nie gedoen wat reg was in die oë van die Hemelse Vader, soos sy vader Dawid nie. Maar hy het gewandel in die weë van die konings van Israel, en selfs gegote beelde vir die Baals gemaak. Hy het self ook offerrook in die dal van die seuns van Hinnom laat opgaan, en sy seuns met vuur verbrand, volgens die gruwels van die nasies, wat die Hemelse Vader voor die kinders van Israel uitverdryf het. Hy het ook geoffer en rook laat opgaan op die hoogtes en op die heuwels en onder elke groen boom. Daarom het die Hemelse Vader sy God hom oorgegee in die hand van die koning van Aram, en hulle het hom verslaan en 'n groot menigte gevangenes van hom weggevoer en na Damaskus gebring, en hy is ook oorgegee in die hand van die koning van Israel, en het hom verslaan 'n groot slag. Peka, die seun van Remalia, het naamlik in Juda op een dag 120.000 gedood, almal dapper manne, omdat hulle die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, verlaat het. En Sigri, 'n held van Efraim, het Masia, die seun van die koning van Asrikam, die bevelhebber van die paleis, en Elkana, die tweede onder die koning, gedood. En die kinders van Israel het van hulle broers 200.000 vroue, seuns en dogters as gevangenes weggevoer, en ook groot byt van hulle geroof, en die byt na Samaria geneem. En daar was 'n profeet van die Hemelse Vader met die naam van Odet, en hy het uitgegaan om die leer te ontmoet wat aangekom was na Samaria, en aan hulle gesê, kyk, deur die grimmigheid van die Hemelse Vader, die God van julle vaders, oor Juda het hy hulle in julle hand oorgegee, sodat julle onder hulle gemoor het met 'n woede wat tot aan die hemel raak. En nou dink julle om die kinders van Juda en Jerusalem aan julle as slawe en slavinne onderdanig te maak. Wat julle betref, is daar nie by julle net skulde teenoor die Hemelse Vader julle God nie. Luister dan nou na my, en laat die gevangenes wat julle van julle broers weggevoer het, teruggaan, want die toorngloed van die Hemelse Vader is op julle. Toe het daar manne uit die hoofde van die kinders van Efraim opgetree teen die wat in die stryd gekom het. Asaria, die seun van Johanan, Berachia, die seun van Meselmot, en Jehiskia, die seun van Salem, en Amasa, die seun van Hadalia, en aan hulle gesê, julle mag die gevangenes nie hierheen bring nie, want julle dink om by ons sondes en by ons skuld nog by te voeg, sodat ons skuldig sou staan voor die Hemelse Vader, want ons skuld is groot, en die toorngloed is oor Israel. Die gewapendes het toe die gevangenes en die byt voor die owerstes en die hele vergadering losgelaat, en die manne wat met hulle naam aangewys was, het opgestaan en die gevangenes ondersteun, en al die naaktes onder hulle uit die byt klere aangetrek, en hulle het hulle aan hulle klere en skoene gegee, en hulle laat eet en drink, en hulle gesalf, en almal wat moeg was op esels vervoer na Jerigo, die palmstad, by hulle broers gebring. Daarna het hulle na Samaria teruggegaan. In dieselfde tyd het koning Agas na die konings van Assirië gestuur, dat hulle hom moet kom help. Bovendien het ook die Edomite gekom en Juda verslaan en gevangenes weggevoer. Ook die Filistyne het plundertogte onderneem teen die stede van die Laaveld en die Suidland van Juda, en hulle het ingeneem Bet-Semes, Ayalon, Gederot en Sogo met sy onderhorige plekke, en Tima met sy onderhorige plekke, en Gimso met sy onderhorige plekke, en daar gaan woon.
Want die Hemelse Vader het Juda verneder terwille van Agas, die koning van Israel, omdat hy losbandigheid in Juda bevorder het en gedurig ontrou teenoor die Hemelse Vader gehandel het. En Tilgat-Pilneser, die koning van Assyria, het hom oorval en hom in benoudheid gebring en hom nie gehelp nie. Want Agas het die huis van die Hemelse Vader en die huis van die koning en van die owerstes geplunder en dit aan die koning van Assyrië gegee, sonder dat dit hom tot hulp was. Selfs in die tyd toe hulle hom in benoudheid gebring het, het hy nog meer ontrou teenoor die Hemelse Vader begaan, dieselfde koning Agas. Hy het geoffer aan die gode van Damaskus, wat hom verslaan het, en hy het gedink, die gode van die konings van Aram help hulle. Ek sal aan hulle offer, dat hulle my kan help, maar juis hulle het hom en die hele Israel tot 'n val gebring. En Agas het vir die gereedskap van die huis van God byeengebring, en die gereedskap van die huis van God stikkend geslaan, en die deure van die huis van die Hemelse Vader toegesluit, en vir hom altare gemaak op elke hoek in Jerusalem. Ook het hy in elke stad van Juda hoogtes opgerig, om vir ander gode offerrook te laat opgaan, en die Hemelse Vader, die God van sy vaders, geterg. En sy verdere geskiedenis, en al sy ondernemings, en vroegere en latere, kyk, dit is beskrywe in die boek van die konings van Juda en Israel, en Agas het ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe in die stad, in Jerusalem, want hulle het hom nie in die grafte van die konings van Israel gebring nie, en sy seun Jahiskia het in sy plek koning geword. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 29. Hiskia, koning van Juda, reinig die tempel. Jahiskia het 25 jaar oud koning geword en 29 jaar in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Abia, die dogter van Sagaria. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Hemelse Vader, net soos sy vader Dawid gedoen het. Hy het in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maand, die deure van die huis van die Hemelse Vader oopgemaak en dit herstel, en die priesters en die leviete laat inkom en hulle versamel op die oostplein, en vir hulle gesê, luister na my, leviete, heilig julle nou, en heilig die huis van die Hemelse Vader, die God van julle vaders, bring die onreinheid uit die heiligdom uit, want ons vaders het ontrou gehandel, en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, onse God, en hulle het hom verlaat, en hulle aangesig van die tabernakel van die Hemelse Vader afgewend, en dit rug toegekeer. Ook het hulle die deure van die voorportaal toegesluit, en die lampe doodgeblaas, en geen reukwerk aan die brand gesteek, en geen brandoffer in die heiligdom aan die God van Israel gebring nie. En daarom het die toorn van die Hemelse Vader oor Juda en Jerusalem gekom, en hy het hulle 'n skrikbeeld, 'n voorwerp van verbasing en van bespotting gemaak, soos julle met julle eie oë sien. En kyk, hierom het ons vaders deur die swaard geval, en is ons seuns en ons dogters en ons vroue in gevangenskap. Nou is dit in my hart om 'n verbond te sluit met die Hemelse Vader, die God van Israel, dat sy toorngloed van ons afgewend kan word. My seuns, wees nou nie nalatig nie, want die Hemelse Vader het julle verkies om voor sy aangesig te staan, om hom te dien en sy dienaars te wees, en offerrook te laat opgaan. Die leviete het hulle toe klaargemaak, Mahat, die seun van Amasia, en Joel, die seun van Asaria, uit die kinders van die Kehatite, en uit die kinders van Merari, Kis, die seun van Abdi, en Asaria, die seun van Jehalel, en uit die Garsoniete, Joach, die seun van Sima, en Eden, die seun van Joach, en uit die kinders van Elisafan, Simri en Jeel, en uit die kinders van Asaf, Sagaria en Matanja,
En uit die kinders van Heman, Jehiel en Semai, en uit die kinders van Jedutun, Semaja en Usiel. En hulle het die broers versamel en hulle geheilig, en die inkom volgens die bevel van die koning, ooreenkomstig met die woorde van die Hemelse Vader, die huis van die Hemelse Vader gereinig. En die priesters het binne in die huis van die Hemelse Vader ingegaan, om dit te reinig en al die onreinhede wat hulle in die tempel van die Hemelse Vader gevind het, uitgebring in die voorhof van die huis van die Hemelse Vader. En die Leviete het dit ontvang en ontvangs geneem om dit uit te bring na buite, na die spruit van Kidron. En hulle het begin om te heilig en op die eerste van die eerste maand en op die 8ste dag van die maand by die voorportaal van die Hemelse Vader gekom en die huis van die Hemelse Vader binne 8 dae geheilig. En op die 16de dag van die eerste maand was hulle gereed. Toe kom hulle by koning Hiskia in en sê, ons het die hele huis van die Hemelse Vader gereinig, die brandofferaltaar met al sy gereedskap, die tafel vir die toonbrode met al sy gereedskap, en ook al die gereedskap wat koning Agas tydens sy regering deur sy ontrou ontheilig het ons weer reggesit en geheilig. En kyk, daar is dit voor die altaar van die Hemelse Vader. Daarop maak koning Hiskia om vroeg klaar en laat die owerstes van die stad bymekaar kom, en hy het opgegaan na die huis van die Hemelse Vader, en hulle het 7 bulle, en 7 ramme, en 7 lammers, en 7 bokke as 'n sondoffer vir die koningskap, en vir die heiligdom, en vir Juda gebring, en hy het aan sy seuns van Aaron die priesters gesê, om dit op die altaar van die Hemelse Vader te offer. En toe het hulle die beeste geslag, die priesters het die bloed opgevang en dit teen die altaar uitgegooi, en die ramme geslag en die bloed teen die altaar uitgegooi, en die lammers geslag en die bloed teen die altaar uitgegooi. Daarna het hulle sondofferbokke nader gebring voor die koning en die vergadering, en hulle het hulle hande daarop gelê, en die priesters het hulle geslag, en die bloed daarvan as sondoffer teen die altaar uitgegooi, om versoening te doen vir die hele Israel, want die koning het die brandoffer en die sondoffer vir die hele Israel beveel. En hy het die Leviete opgestel by die huis van die Hemelse Vader, met simbale, met harpe, met sitters, volgens die gebod van Dawid, en van Gad, die siener van die koning, en van die profeet Nathan, want die Hemelse Vader het dit so beveel deur die diens van sy profete. En die Leviete het gaan staan met die instrumente van Dawid en die priesters met trompette, en Hiskia het bevel gegee om die brandoffer op die altaar te offer. En net toe die brandoffer begin het ook die gesang tot eer van die Hemelse Vader, en die trompette begin, en dit onder begeleiding van die instrumente van Dawid, die koning van Israel. En die hele vergadering het hulle neergebuig, en die gesang het weer klink, en die trompette het geblaas, dit alles totdat die brandoffer verby was. En toe hulle klaar was met die offer, het die koning en almal wat by hom aanwesig was, gekniel en hulle neergebuig. Daarop gee koning Hiskia en die owerstes aan die Leviete bevel om die Hemelse Vader te prys met die woorde van Dawid en van Asaf, die siener. En hulle het met blydskap die lofsang aangehef en gebuig en aanbid. En Hiskia het begin sê, nou het julle heel aan die Hemelse Vader gewy. Kom aan en bring slagoffers en lofoffers na die huis van die Hemelse Vader. Die vergadering het toe slagoffers en lofoffers gebring, en elkeen wat gewillig van hart was, brandoffers. En die getal van die brandoffers wat die vergadering gebring het, was 70 beeste, 100 ramme, 200 lammers, en dit alles as brandoffer aan die Hemelse Vader. En die heilige gawes was 600 beeste en 3000 stuks kleinvee. Net die priesters was te min en kon nie al die brandoffers afslag nie, maar hulle broers, die Leviete, het hulle ondersteun, totdat die werk klaar was, en totdat die priesters alself geheilig het, want die Leviete was opregter
van hart om hulself te heilig as die priesters. En ook was daar brandoffers in menigte met die vetstukke van die dankoffers en met die drankoffers vir die brandoffers. So is dan die diens van die huis van die Hemelse Vader gereël. En Jehizkia het die hele volk was bly oor wat God vir die volk berei het, want dit het gou gegaan. Tot sover.